Hoofstuk 47. Die uiteindelike gevangenneming. Die werk wat Paulus na sy vrylating onder die gemeentes gedoen het, kon die aandag van sy vyande nie vryspring nie. Sedert die begin van die vervolging onder Nero was die Christene oral 'n verbode sekte. Mettertyd het die ongelowige Jode die plan gekry om Paulus daarvan te beskuldig dat hy die aanstigter was van die brand in Rome. Nie een van hulle het geglo dat hy skuldig was nie, maar hulle het goed geweet dat so 'n beskuldiging met die geringste skyn van geloofwaardigheid sy lot sou beklink. Deur hulle pogings is Paulus weer in hegtenis geneem en in alleryl na sy uiteindelike gevangenskap weggeneem. Op sy tweede reis na Rome is Paulus deur 'n aantal van sy voormalige metgeselle vergesel. Ander het vurig verlang om sy lot te deel, maar hy het geweier om hulle toe te laat om hulle lewens in gevaar te stel. Sy vooruitsigte was baie ongunstiger as tydens sy vorige gevangenskap. Die vervolging onder Nero het die aantal Christene in Rome grootliks verminder. Duisende is weens hulle geloof gemartel, talle het die stad verlaat en die wat agtergebly het was terneergedruk en verskrik. By sy aankoms in Rome is Paulus in 'n donker kerker gesit en daar het hy gebly totdat sy loopbaan beëindig is. Omdat hy van een van die gemeenste en vreeslikste misdade teen die stad en die nasie beskuldig was, was hy die voorwerp van algemene afskuw. Die paar vriende wat die apostels se laste help dra het nou van hom begin weggaan. Sommige het hom in die steek gelaat en ander op 'n sending na verskillende gemeentes. Veligius en Hermogenes het eerste vertrek. Toe het Demas die vervolgde apostel verlaat omdat hy weens die opkomende wolke van moeilikheid en gevare ontmoedig was. Die apostel het Crescens na die gemeente in Galasië gestuur, Titus na Dalmasie, Tychicus na Efese. In sy brief aan Timoteus het Paulus gesê, Lukas is alleen by my. 2 Timoteus 4 vers 11. Nog nooit het die apostel die diens van sy broeders so nodig gehad as toe nie, want hy was swak weens sy ouderdom, arbeid en siekte, en in die vochtige, donker kerkers van 'n Romeinse gevangenis aangehou. Die dienste van Lukas, die geliefde disipel en getroue vriend, was vir Paulus 'n groot troos en het hom in staat gestel om sy broeders in die buitewêreld in verbinding te bly. In hierdie tyd van beproewing het die herhaalde besoeke van Onesphorus Paulus se hart verbly. Hierdie hartlike Efesiër het alles in sy vermoë gedoen om die las van die apostel se gevangenskap te verlig. Sy geliefde leraar was ter wille van die waarheid in boeye terwyl hy self vry was, en hy het alles in sy vermoë gedoen om Paulus se lot draaglik te maak. In die laaste brief wat die apostel ooit geskryf het, praat hy van hierdie getroue disipel soos volg: Mag die Here aan die huis van Onesphorus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoop en hom oor my ketting nie geskaam nie. Maar toe hy in Rome gekom het hy my baie ywerig gesoek en gevind. Mag die Here hom skenk dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in die dag. 2 Timoteus 1 vers 16 tot 18. Die verlange na liefde en medelyde is deur God self in die hart ingeplant. In sy lydensuur in Getsemane het Christus na die medelyde van sy disippels verlang. En alhoewel hy skynbaar onverskillig was teenoor moeilikheid en lyding, het Paulus na medelyde en geselskap verlang. Die besoek van Onesphorus, wat in 'n tyd van eensaamheid en verlatendheid van sy trou getuig het vir die een wat sy lewe in diens van 'n ander gesluit het, blydskap en vreugde gebring.